Goeiedag, goeiedag luisteraars. Ek is Willie Sondersen en dit is weer vir my 'n voorreg om saam met u te kuier hier op Joy Gospel Radio. En u is baie welkom om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, hierdie is die tweede aflewering wat ek oor God se magtigste profeet wil praat. Nou, vandag wil ek net opvolg van verlede week waar ons opgehou het. Jesus het begin om siekes gesond te maak en wonderwerke het plaasgevind toe Herodes Antipas hoor wat Jesus alles doen, het sy gewete hom aangekla en vir hom wys gemaak dat dit Johannes was wat hy onthoof het en wat opgestaan het uit die dode. Nou Johannes die held in hierdie verhaal het nie geskroom om vir Herodes Antipas, die regeerder in Galilea, te vertel dat hy lewe in oorspel deed hy die vrou Herodias van Herodes Philippus, wat in Rome woonagtig was. Sy broer was verlei en haar geneem het en met haar in die huwelik getree het nie. Deur te trou met Herodes Antipas laat sy 'n hartseer spoor agter haar dat sy haar wettiglike man geskei het en saam met Herodes Antipas, wat self 'n ongebalanseerde individu was, na Galilea gegaan om saam met Herodes te regeer. Sy het die glanswêreld meer liefgehad as die gewone burger wat haar man Philippus in Rome dan was. Uit haar eerste huwelik is daar 'n dogter gebore met die naam van Salome. Nou vriende, geen egskeiding is 'n saak van vreugde en blydskap nie. Iemand gaan in die proses die hardste pyne voel in die skeiding. Vir die skuldige party preek die duiwel vir hom dat hy nou eintlik geluk gevind het. Iemand gaan in die proses seer kry. Gewoonlik is dit altyd die arme kinders. Een ding wil ek baie duidelik uitspel, dat jy kan nie geluk op ongeluk bou nie. Ek praat vandag as daar 'n derde party betrokke is. Hoeveel keer hoor jy hierdie tragiese verhaal van ons was so gelukkig totdat so en so op die toneel verskyn het, my beste vriend of my beste vriendin. Ek wil met u praat oor God se magtigste profeet. Nou Johannes het sonder om die gesag van Herodes Antipas te vrees, hom openlik bestraf deurdat hy met Herodias, die vrou van sy broer Philippus, getrou het. Deurdat Johannes die sonde bestraf het, word hy opgesluit in die gevangenis tussen die muwe en koue mure van 'n donker sel, waar hy moontlik nie eens kon rondbeweeg nie, maar hom ook laat boei en hom vasgeklem het aan die muur, sodat dit vandag nog te sien kan word, die oorblyfsels van daardie gruisame toneel van marteling en onthoping, waar Jesus tereggestel is, omdat hy die sonde van Herodes bestraf het. Daar was tenminste nie Jesus nie, maar Johannes, tereggestel is, omdat hy die sonde van Herodes bestraf het. Daar was geen genade betoon van gevangenisse in daardie dae nie. Sommige het selfs gesterf weens uitputting in hierdie martelhuise. Nou vandag kry jy hulle lekker etes en kyk televisie en kan gaan verder studeer en hulle bekwam vir een of ander arbeidsveld. Nou sommige kom uit die gevangenis om net weer 'n misdaad te pleeg sodat hy kan teruggaan, want dit is 'n 5-ster hotel en dan publiek sorg vir hom. Kan u self indink onder watter omstandighede het Johannes, wie se naam beteken geskenk van God, die laaste dae van sy bestaan moes trotseer, sy laaste hoofstuk op aarde met bloed geskryf, omdat hy soos die profeet
Nathan in koning Dawid se tyd nie geskroom het om vir die waarheid te staan nie, al sou dit sy lewe gekos het. Nathan dan was nie bang vir die helde van Dawid of die helde van Joab nie. Hy was nie bang vir die koning Dawid nie, want hy het gekom op gesag van die woord van die lewende God van Israel, om die ongeregtigheid van koning Dawid se oorspel en moord aan die magtigste koning van daardie tyd uit te wys. Hy het gespreek wat God wou hê, hy moes gespreek het. Sal God nie in hierdie dae weer daardie dapper helde salf op om die kerk in die regte rigting te plaas nie? Dapper helde van die kruis wat sê wat hy sien. Hoe jammer dat geld die oë van menige dienskneg en diensmaagd verblind het. Ons wys nie meer die sonde uit nie, en dit is waarom die kerk in 'n besigheidsentrum ontaard het. Jy is ryk en het verryk geword. Dit is die laaste dispensasie van die kerk voordat Jesus gaan kom. Baie het gedaante van godsaligheid geword, maar die krag daarvan verloon. Manne soos Elia het vir die volk gesê, kies wie julle vandag wil dien. As God is, dan dien hom. As Mammon God is, dan dien hom. Maar die God wat antwoord met vuur, hy sal God wees. Johannes wat gepraat het teen die wellus van 'n versterende regeerder, moes die hoogste prys betaal vir die waarheid. Ek wil dit vir u net in die verbygaan noem, dat Herodes Antipas, die regeerder van Galilea, was nooit 'n koning nie, alhoewel sy vader koning Herodes die Grote wel 'n koning was, ook 'n gesant van Satan wat 'n bloedspoor agter hom gelaat het. Rome wou Herodes Antipas nie koning maak nie, en ek sal later dalk ook iets daaroor sê. Nou Herodes het partytjie gegee op sy verjaarsdag en het al sy vriende, generaals, lede van sy regering en alle hooggeplaastes genooi. En die Engelse vertaling sê, but the day of opportunity came. Die geskikte dag het gekom vir Herodias, sy vrou. Sy het steeds moord geblaas teen Johannes. Hy was steeds die doring in haar vlees. Elke keer wat sy aan Johannes dink, dan nou hoor sy stem van bestraffing. Sy moes ten alle koste daar die stem stil maak. Op 'n baie subtiele manier het sy die geleentheid georgestreer dat haar dogter Salome vir die feesgangers sou dans. Hierdie dans was genoem 'n solo dans, en dit was weer hulle noem dit 'n weersinswekkende of soos die Engelse woord sê, 'n disgusting. Dit was 'n bandelose dans wat met die liggaam sekere seksuele bewegings uitgebeeld. Gewoonlik so iets word nie toegelaat word op so 'n hoë ly teenwoordigheid nie. Salome was 'n prinses in eie reg. Sy was van koninklike bloed haarself. Dat sy op aandrang van haar moeder Herodias haarself so verneder het, kan begryp word. Kan nie begryp word nie. Hierdie dans was gewoonlik uitgevoer deur professionele prostituie om die mans in te stem vir die oomblik van ekstase. Herodes het haar man geken en het geweet wat hom sou prikkel. Haar slinkse plan het die regte uitwerking gehad op haar man se ongebalanseerde emosie. En soos die Bybel verklaar, dit het Herodes en die wat saam aan tafel was behaag. Herodias het die perfekte geleentheid geskep. Herodes moontlik reeds onder die invloed van drank op die partytjie en opgehits deur die dans van Salome. Die sonde lê in loers en sê, sy begeerte is na jou. Sou ons dit aan hom kan verduidelik het. As mens wil ons graag die goeie doen, maar die kwaad klop aan die deur.
Dit is vir ons om te besluit wat en wie laat ons toe in ons gedagtes, vriende. Wie laat ons toe om ons wêreld te beheer, om ons gedagtes te beheer? Maar maak jy die verkeerde keuse, dan verskyn jou gewete op die toneel. God se magtigste profeet. Jy kan probeer wegvlug, maar waar jy ook al na vlug, hy bly by jou. Hy laat vir jou nie met rus nie, totdat jy die keuse maak om jou te bekeer en jou sondes te bely, of verder vervalle te raak in 'n staat van depressie, soos wat ek u vertel het van die dame verlede week wat 'n buite-egtelike verhouding gehad het met 'n ander man, en uiteindelik het haar ontrouheid 'n vrug voortgebring en moes sy 'n besluit maak en 'n moord op 'n klein lewetjie, die kind wat sy verwag het deur abortus, om die gewete te stil. Sy het alles probeer om daardie stemmetjie stil te maak, maar sy kon haar nooit vergewe nie. God se magtigste profeet het haar agtervolg, nagte langs haar wettige man gelê, met die geheim van 'n ander man in haar skoot, in haar gewete. Die geroep van daardie lewetjie wat sy geneem het weer klink in die gange van haar gewete. Sy was op die punt om haar eie lewe te neem, tot die aand by my diens waar sy haar bekeer het en die boodskap van Jesus aangeneem het en haar sondes bely het, haarself vergewe het, en Jesus, halleluja vriende, het haar vrygemaak. Haar vreugde was onbeskryflik. Sy was eintlik vry, a long walk to freedom. Herodes se sintuie was so aangetast toe hy hierdie irrasionele besluit gemaak het. Die dans van Salome het die welles in hom wakker gemaak, want Herodias, sy swakpunte, het dit geken. Die toneel was perfek geskep deur die slinksheid van Herodias. Vra my net wat jy wil en ek sal dit aan jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Vriende, kan 'n man van sy status so onveranderlike aanbod maak grens aan kranksinnigheid? Al is dit ook die helfte van my koninkryk. Buitendien koninkryk het nie eens aan hom behoort nie. Hy was maar net bloot aangestel as 'n regeerder oor Galilea. In Rome het die sê gehad in hierdie saak. Dink net aan watter verleentheid het hy oor Rome gebring met sy impulsiewe en onverantwoordelike aanbod. Dit was die geleentheid waarna Herodias gewag het. Her opportunity came, soos die Engelse vertaling sê. Satan sal die geleentheid skep om jou 'n gevangene te maak van jou gewete. God se magtigste profeet. Toe antwoord sy, gee my die hoof van Johannes die Doper. Satan skep vir jou 'n geleentheid as jy na een soek, vriende. Satan skilder die prentjie so pragtig en maak dit so aanloklik. Daardie onskuldige koppie koffie wat sy aandra met die koekie en die rosie daarbey, daardie foutiewe inskrywing in die finansiële state. Niemand sal dit weet nie. Die geleentheid om bedrog te pleeg, soms in ons blind en kan nie die gevolge van ons dade besef nie. Jy sien net jouself in die arms van die ander vrou of man, maar dink nooit aan die hartseer wat dit vir die ander partye gaan inhou nie. Daardie een kyk na die naakte tonele op die internet en jy is vasgevang, sy greep van pornografie. Jy word letterlik 'n gevangene
Daardie een pilletjie is wat Satan op jou pad stuur om jou gevange te neem. Maar Jesus, halleluja, het die sleutels wat oopsluit en niemand sluit toe nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy verklaar, ek het gekom dat julle lewe en dit in oorvloed mag hê. Die geskiedenis verklaar dat die haat van Herodias teenoor Johannes was so gedryf deur haar haat, dat toe hulle die hoop van Johannes inbring, het Herodias 'n mes gegryp op 'n sadistiese wyse, die tong wat haar valse gevoel van vryheid wou steel, het sy letterlik uitgesny om sodoende die vlam van haar vurige haat te verkoel. Daar word beweer dat van die gaste was met soveel afgryse vervul vir die skandelike keuse wat hierdie Salome gemaak het, dat hulle met walging geskok was en Semir uit die eetsaal gestap het. Om Semir uit te stap is 'n bewys van minagting teenoor die gasheer en was strafbaar, maar te midde van die dreigemente het hulle die feessaal verlaat. Vriende, jy kan doen wat jy wil, maar jy sal nie kan vlug vir jou gewete om dit op hierdie manier stil te maak nie. Daardie bebloede hoop van Johannes op die skinkbord gaan haar nou eers agtervolg. Die stem van haar gewete sal nooit weer kan rus nie. In steede om ontslae te raak en die stem van die gewete te stil, het sy die geroep al harder en harder en haar gewete gehoor. Dit wat haar soos 'n uitweg gelyk het, vriende, het eintlik die gevangenis vir haar toegesluit. Vriende, jy het nie 'n profeet nodig om jou sondes uit te wys nie. God se profeet sit presies daar waar God hom geïnstalleer het, die dag toe hy jou gemaak het. Geen geneesheer of sielkundige kan dit daar uithaal nie. Geen operasie kan die gedagtes verwyder nie. Toe Herodes hoor van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, het sy gewete hom aangekla. Dit is Johannes wat jy vermoor het. Herodes kon nie weghardloop vir God se magtigste profeet nie. Jou gees is 'n lamp van die Here en daarmee deursoek hy die kamers van jou binneste. 1 Korintiërs 2 vers 11 verklaar, wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. In 'n sekere dorp was daar 'n huisgesin wat baie gelukkig was, getrou en lojaal teenoor hulle kerk. Op 'n dag word daar 'n tent opgeslaan aan die eindpunt van die onderdorp. Die dogter van hierdie huisgesin was nuuskierig en het gaan kyk wat hulle daar doen. Sy het nog nooit so 'n gevoel van vrede en liefde van die mense gesien en ervaar in haar eie kerk nie. Aan die einde van die diens maak die prediker 'n uitnodiging en bied die mense die geleentheid dat die wat voel dat hulle Jesus nog nie in hulle lewe ingenooi het nie, hul hande sal opsteek as 'n bewys dat hulle Jesus wil aanneem. Hierdie meisie het nog nooit so besluit in haar lewe gedoen nie en sy voel oortuig dat sy haar hart vir Jesus wil gee. Want dit gebeur nie in haar kerk nie, 'n tradisionele kerk. Daar was vir haar gebid en sy daar die vrede, halleluja, haar oortuig dat haar hart ervaar dat sy Jesus werklik in haar lewe oorgeneem het, die blydskap, die vreugde en liefde haas sy na haar familie om hulle die wonderlike nuus te vertel dat sy Jesus in haar lewe ingenooi het.
Na die aanhoor van hierdie ondervinding, het haar vader voorheen altyd 'n saggeaarde man skielik in 'n monster verander en haar gewaarsku, as jy weer jou voete daar by daardie tent sal sit slaan ek hierdie besemstok op jou rug stikken. Hoe meer sy wil verduidelik dat sy nog nooit so 'n wonderlike vrede ervaar het nie en dat Jesus nou in haar kom woning maak het volgens die Bybel, 'n gevoel wat sy nog nooit ervaar het nie. Dit was vir haar 'n blye dag toe sy herbore was. Haar vader, oorweldig van aggressie en woede, wou nie na haar luister nie. Met trane in haar oë het sy langs haar bedjie neergekniel en vir Jesus vertel van die geluk wat sy ervaar, dat dit in die oë van haar vader onaanvaarbaar was, want dis 'n ander kerk, dis nie haar kerk nie. Omdat sy haar vader se siening wou respekteer, vader se siening wou respekteer, vra sy Jesus om dan hierdie gevoel te kom wegneem. Here, neem dit weg. Op 'n aand sluip sy weg en gaan staan agter in die tent, en toe sy kyk, staan haar vader met die besemstok agter haar. Hy gryp haar aan die arm en ruk haar uit na buite die tent. Sy wou net gaan, hoe voel? Is daai gevoel wat sy gehad het, is dit nou weg? Voordat hy haar wou slaan, roep sy in angs, papa, moet my nie slaan nie. Ek het net gekom om te sien of Jesus daardie gevoel weggeneem het. 1 week later ontvang die vader 'n oproep van die skoolhoof. O, vriende, my hart huil as ek sulke dinge hoor. En hy sê, meneer, jou dogter het op die skoolgrond in mekaar gesak. By die dokter se spreekkamer hoor hulle die ontstellende nuus dat sy kind kanker het en nog 'n paar weke het om te lewe. Sy het haar vader gesmeek om haar nie hospitaal toe te stuur nie, maar haar huis toe te vat. Sy wil by die huis sterf as dit dan net 'n paar weke is. Haar smarte was ondraaglik. Haar laaste ure het sy haar vader geroep om haar op te tel van die bed af, want sy brand in die vlamme van die hel. Hy het haar opgetel en hoor terwyl sy in pyn uitroep, papa, tel my hoor, want ek is aan die brand. Met daardie angswekkende uitroep het sy gesterwe. Daardie vader dwaal soos 'n verstandelose mens rond, want sy gewete dryf hom, God se magtigste profeet. Sy gewete het hom gedryf in depressie en sou hy nie gou hulp sou gekry het nie, Satan selfmoord op sy agenda kon geplaas het en kan dit sy einde beteken het. Herodes se hele lewe het in mekaar getuimel na daardie feestelikheid toe Johannes God se geskenk aan die wêreld vermoor was. Rome het hom gestroop van sy pos en hom en Herodias verban na 'n eiland Gaul, waar hy en Herodias later in die eensaamheid het hulle gesterwe. Wat jy saai, sal jy maai. God laat hom nie bespot nie. God se magtigste profeet laat jou nie met rus nie. Die keuse is onsin. Daar is net een wat die argiewe van jou verlede kan uitwis, en dit is die bloed van Jesus. Openbaring 1 sê, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Daar waar u nou sit of staan, is Jesus, gee jou 'n kans om jou gewete skoon te was. Bely dit. Vriende, hy kan jou nou aanraak. Dat sy naam word genoem. O, vriende, vandag word Herodes word genoem en hy het gesê, Johannes die Doper
het hy die dode het opgestaan, toe hy hoor van Jesus, die kragtige dade, wat Jesus gedoen het. Vriende, dit was hy, was Elia, en ander weer het gesê, hy is 'n profeet, of soos een van die profete. Ek wil vandaan vir u sê, vriende, wanneer jy God se manne, wanneer jy God se profeet probeer doodmaak, kan jy nie. Wil vandag vir u sê, wil jy, as jy vandag rondloop en daar's dinge wat jou pla, Jesus, soos ek daai vertel het van daai vroutjie, wat daar by my kom bely het, sy het vrede gevind. Jesus se bloed van Golgotha het haar wit gewas, sy skoon gewas. Sy het daai aand uitgestap en vir my gesê, ek is vry, ek noem dit 'n long walk to freedom. God kan dit vir jou ook doen, my vriend. Alles daar wat jy gedoen het, hy sal jou nooit verlaat, begewe of verlaat nie. Jesus is nog dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Bely dit wat in jou gewete vir jou besig is om jou dood te maak. Haal dit uit, gaan bid saam met iemand. Die Bybel sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Vriende, ons tyd is verstreke, en ek groet u weer op hierdie kanaal. In die naam van Jesus wil ek jou sê, neem hom nou aan. As jy nog nooit Jesus aangeneem het, is dit nou jou goue geleentheid, vriend. Hierdie dae gaan verby. Ons is aan die einde van tyd. Vriende, ons wil vir jou sê, kom na Jesus toe nou. Dis nou jou oomblik van redding, wat hy sy hande vir jou uitsteek. Moenie laat dit verbygaan nie. Sê vir hom, Jesus, ek is 'n sondaar en ek nooi u in my hart, en hy staan by die deur en hy klop. As iemand die deur oopmaak, sal hy inkom en met jou maaltyd hou. Sê dankie Here vir 'n reddingsplan wat Jesus vir ons gebring het, deur homself te gee, sodat ons vry kan wees, ons daai gewete kan uitwis. Mag die Here hierdie woord seën. Tot volgende week. Amen.